Voordat ons die skriflesing gaan doen, wil ek hê net so oombliekie stil raak. Oombliekie. Net sommer net dink aan 'n insident in jou lewe waar jy genade nodig gehad het. Goed, dink so oombliekie, gaan sommer net stil wees. 'n Oombliekie. Waar het jy behoefte gehad aan genade? Genade en vergifnis. Sommige daai twee dinge, so by mekaar. Baie keer die muntstuk met die twee kante, een kant is genade, ander kant is vergifnis. Maar dink sommer vir 'n oombliekie waar jy in jou lewe dit nodig gehad het. So 'n oombliekie se stilte. Dink so 'n bietjie. Goed so. 'n Mens hoef nie lank te dink nie, want 'n mens weet eintlik dadelik. Jy hoef nie lank te dink nie, jy weet dadelik. Want daar's sulke groot gebeurtenisse in 'n ou se lewe iewers. Sonder dat mense noodwendig daarvan weet, is daar sulke groot momente in ons elkeen se lewe waar ons sommer net weet, hier het ek vergifnis en genade super nodig gehad in my lewe. En dadelik as ek sê dink daaraan, dan dink jy daaraan. Ons kan nie daaraan dink nie, dit is daar. Goed. So ek gaan vir julle 'n stukkie lees in die Bybel en dan sal ek die kinders herinner aan ietsie wat ons by die vorige keer gesê het, want dit sluit aan by vandag en daarna kan die kinders gaan. Goed. Vers 32 van Lukas 23. Jesus is nie alleen gekruisig nie. Twee terroriste, hier is bietjie die boodskapvertaling. Twee terroriste is ook saam met hom daar op Golgotha, die plek van die kopbeen gekruisig. Hulle kruise is aan weerskante van syne in die grond ingeplant. Daar aan die kruis het Jesus hardop vir hulle gesê, vir God gesê, my Vader, vergeef hierdie mense. Hulle weet glad nie waarmee hulle nou besig is nie. Maar die soldate het hulle nie aan hom gesteer nie. Hulle was te besig om sy klere onder mekaar te verdeel, deur loetjies te trek. Baie mense het na Golgotha gestroom om te sien hoe Jesus gekruisig word. Party van hulle het allerlei lelike dinge vir hom gesê. Die godsdienstige leiers het ook saam gespot. Ons het van vroeg tot laat gehoor hoe jy ander mense red. Nou is hy self in die moeilikheid. Laat hy homself dan nou red as hy die gestuurde van God is. Laat ons sien of God regtig aan sy kant is, soos wat hy dit sê. Die soldate het lustig aan hierdie spottery deelgeneem, deur 'n lap vol asyn in Jesus se mond te druk. Hier hang die koning van die Jode, het hulle lagend uitgeroep. Toe wys ons hoe sterk jy is. Trek al daardie spykers uit jou uit en klim van die kruis af. Bokant Jesus se kop was 'n nota vasgesit. Hierdie man is die koning van die Jode. Net tot daar. Nou die kerkraad het dit goed gedink, kom van Linnea af na my toe, dat julle in hierdie tyd, omdat julle van verskillende predikers gebruik maak, 'n bietjie gaan stil staan by die kruiswoorde van Jesus. So ek het liefdelik 'n opdrag gekry om vandag te preek oor die eerste kruiswoord van Jesus, maar dis goed so. Ek dink dit gaan dit mooi laat saambind
al maak julle van verskillende predikers in hierdie tyd gebruik. So vanmôre wil ek 'n bietjie verwys na my Vader, vergeef hierdie mense, hulle weet glad nie waarmee hulle nou besig is nie. Voordat ons na 'n liedjie gaan luister, sommer net so ietsie. Ek dink een van die groot probleme wat ons het vandag, as ons die Bybel lees, wat anders is as die mense van daai tyd, is dat hulle was in die storie. Hulle was in die storie. Hulle het nie die Bybel gehad wat ons vandag het nie. As ons die Bybel lees, en ons lees nou die 7 kruiswoorde van Jesus, en ons lees dit wat met hom gebeur het, die Bybel vertel eintlik baie min vir ons. Presies wat het met Jesus gebeur in daardie tyd voordat hy gekruisig is, baie min. Ek dink die Bybelskrywers wou nie die kruiheid of die wreedheid van daai kruiservaring met ons deel nie. Ons kry nie by een van die evangelies 'n detail beskrywing van wat met Jesus gebeur het nie. Maar wanneer ons dit nou lees, en ons lees hierdie hele kruisgebeure, en ons lees die woorde van Jesus, dan sonder dat ons dit wil besef, sonder dat ons dit weet ons, wat is die uiteinde van die storie. Ons weet dat Jesus sterf, ons weet dat dit so lank gevat het, ons weet dat hy 3 dae in die graf was, ons weet dat hy opgestaan het, ons weet dat hy lewe, ons weet dat hy opgevaar het hemel toe, ons weet dat hy sit aan die regterhand van God en al sy heerlikheid het hy teruggekry vandat hy mens geword het. Ons weet hierdie dinge. En omdat ons hierdie goeters weet, mis ons baie keer die erns van die oomblik. Goed, ons mis dit. 'n voorbeeld daarvan is Josef se storie. Ons het nie idee waardeur is Josef en sy storie nie, want ons weet wat is die uiteinde van die storie. Ons weet nie hoe voel dit om as 'n slaaf verkoop te word nie. Ons het nie idee wat met die Here Jesus gebeur het nie. Nou, omdat dit so is, doen ons nog 'n ding met hierdie storie. En die ding wat ons ook met hierdie storie doen, is dat ons sê vir onsself, dit was eie en uniek aan Jesus. En daarom vind hierdie kruisigingsgebeure in hierdie storie baie keer vir ons op 'n afstand plaas. En as hy hierdie woorde sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan distansieer ons onsself onmiddellik van hierdie ouens. Ons distansieer ons. Ons maak ons los daarvan en sê, maar van wie praat hy hier? En ons sê van onsself, hy praat hier van die Jode, of van die soldate, wat hom gekruisig het. Vader, vergewe hulle, want dit is wat hier afspeel. Daai 2 ouens is gekruisig saam met hom, die soldate is besig met hom, hulle het hom vasgespyker, hulle het hom opgehuis, dis waar dit gebeur, die tot soldate trek die lootjies, en ons distansieer ons dadelik van hierdie eerste kruiswoord. Dis nie ek daai nie. Dis definitief nie ek daai nie. Wat dit aan Jesus gedoen het. Die van julle wat daai film gekyk het, sal weet, hulle probeer dit so kree en so wreed uitdruk as wat hulle kan. Dis nie ons daai nie. En nou mis ons baie keer die impak van hierdie woorde, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want ons distansieer ons van hierdie storie. Dis mos nie jy daai nie, is nie ek daai nie. So, ons staan so 'n bietjie terug en ons sê vir onsself, nou my doel van vanmôre is om ons 'n bietjie vas te bind aan hierdie storie. Anders bly dit net 'n storie. Anders bly die woorde vir iemand anders en nie vir my nie. So iewerste in hierdie storie moet ons deel word van Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En daarom gaan ons nou na hierdie liedjie luister. En dit is 'n baie bekende lied. Julle ken hom baie goed, dis my gunsteling lied.
persoonlik. En wanneer ons hierdie lied sing, nee, dan koppel hierdie persoon hom, John Newton, koppel hom aan hierdie eerste woorde van Jesus. Vader, vergewe my, want ek het nie idee wat ek doen nie. Vader, vergewe my, want ek het nie idee wat ek doen nie. Voordat ons na die liedjie luister, wil ek julle eers ietsie vertel van John Newton. En dan gaan ons na die liedjie luister. Ek wil hê die kinders moet dit ook hoor, want ons hoor so baie hierdie lied. En hulle het probeer om hom in Afrikaans ook ietsie vir ons te laat sing, en ek het gekyk of ek hom kan kry, en sing ons hom vanmôre. Maar aan die einde van die dag dink ek nie ons bereik die impak van wat hierdie lied het wanneer ons na hom luister nie. Maar luister eers na John Newton. John Newton was 'n Engelsman, en hy het in die 17de eeu gelewe, en hy was 'n slawehandelaar. En hy het die liedjie geskrywe, Amazing Grace. Gaan julle nou iets daarvan vertel? Hy was 'n slawehandelaar. Tussen Afrika en Engeland, Europa, het hy slawe vervoer. En hy was onder andere gevang in Afrika, en hy was 'n ruk lank in die tronk, en toe het hy weer uitgekom, en hy het nie opgehou met hierdie slawehandel dryf waarmee hy besig was nie. En toe op een van sy terugvaarte terug Engeland toe, was daar 'n geweldige storm op see. En daar waar hy was as kaptein van die skip, het hy toe by die luik uitgeklim om te buite te gaan om die stuurwiel van die skip vas te hou. En toe die luik oopgaan, toe het sy eerste in bevel uitgeklim, en op daai oomblik het 'n golf oor die boot gespoel en hom van die boot afgeslaan, en hy's weg en hy's dood. Hulle het hom nooit weer gekry nie. John Newton het na hom uitgeklim en besef wat gebeur het, en hy het gegaan en hy die stuurwiel van hy skip gaan vashou. Julle het mos al prentjies gesien, sulke groot stuurwiele wat hy soms vashou, wat die roer van die skip moes beheer. En daar terwyl John Newton, sy ma was 'n toegewyde Christen, en hy het as 'n Christen groot geword, John Newton. En daar terwyl hy vashou aan daai stuur van die skip, het hy gebid. En hy het vir die Here gesê, vandag moet hy hulle bewaar en hulle beskerm. En dit sal vir hom 'n vingerwysing wees, dat hy moet terugkeer na God toe. Dit was sy, kom ek noem dit vandag vir julle, en ek gaan nou daarna verwys. Dit was John Newton se genade oomblik. Dit was sy genade oomblik. Want John Newton het ongeag wat hy geweet het, ongeag wat hy groot gemaak het, was hy met hierdie onheilige bedryf besig van slawehandel. En daai dag het John Newton 'n omkeer in sy lewe gemaak. En hy het saam met Wilberforce in Engeland geveg vir die afskaffing van slawehandel. Sy lewe het radikaal en drasties verander. En hy het eventueel af van die skip af, en hy het die pastoor geword van 'n gemeente, uit ek reg onthou in Skotland. En daar het hy dominee geword. En een week voor die Kerssangdiens sit hy by sy huis by sy lesenaar, en hy wonder, watter lied gaan sy gemeente sing op Kersdag? En hy sit daar by sy lesenaar, en hy tel sy pen op, en hy skryf die liedjie Amazing Grace. En hy vat daai liedjie, na hom geskryf het, vir 'n vriend van hom, wat hom toe getoonset het, en die musieknote bygesit het, en daai volgende Sondag by die Kersdiens van sy gemeente, vir die eerste keer, is Amazing Grace gesing. Vir die eerste keer. En dit het een van die mees bekende liedere geword in die Christendom se liedereskat, Amazing Grace. Voordat julle na die liedjie luister, en julle het hierdie in julle agtergrond, in julle koppe, en julle dink aan hierdie ou, wat slawe handel gedryf het, hoeveel mense is dood op hy skepe, en hoe hy radikaal tot bekering gekom het, as gevolg van sy genade moment, sy grace moment in sy lewe. Voor sy dood het hy sy geheue begin verloor, en soos wat sy vriende hom kom afskeid neem het hy nog 2 bekende sinne gesê, wat ook in die Christelike wêreld baie bekend geword het, wat John Newton het gesê het. En John Newton het gesê,
En julle moet dit vanmôre hoor, want ons ken net Amazing Grace. Maar John Newton het hierdie 2 sinne gesê, wat hom ook baie bekend gemaak het. John Newton, I am a great sinner. En die tweede sinnetjie. And Christ is a great Savior. I, John Newton, am a great sinner. And Christ is a great Savior. Dis die agtergrond van hierdie liedjie. As julle nou weer na Amazing Grace luister, onthou dit 'n bietjie, want dit is hy. En dis die agtergrond. Nou, as dit die agtergrond is van hierdie liedjie, wil ek hê julle moet dit nou luister, en met dit in gedagte van John Newton, luister 'n bietjie na hierdie liedjie, kyk bietjie na sy woorde, kyk na die inhoud, gaan vir jou ander betekenis kry, as jy bietjie weet van hom, maar, waarom het hierdie liedjie in die kerk so grondslag gevind? Omdat, broer en suster, daar baie van ons, as kinders van die Here, presies daai selfde 2 sinne van John Newton sê. 'n Mens moet dit sê, want anders wat beteken die kruis vir jou? 'n Mens moet dit sê, ek, Louis Kloete, am a great sinner. And Christ is a great Savior. En ek wil vanmôre 'n stelling maak waarvan jy kan net gaan nadink en sê, wie is ek om so 'n stelling te maak? Ek is net 'n mens soos jy. Ek wil 'n stelling maak om te sê, as jy in jou lewe iewerste by 'n punt kom waar jy besef, I am a great sinner, but Christ is a great Savior, mis jy die kruis met 'n myl. Mis jy die kruis met 'n myl. En dit is ons erfenis, dit is ons tradisie, dit is ons geloof, dit is die inhoud daarvan, dit is die fondasie daarvan, dit is alles daarvan. Vader, vergewe vir John Newton, want hy het nie 'n idee wat hy doen nie. En dan vervang jy jou naam, sy naam, partykeer met jou naam. Vader, vergewe vir Louis Kloete, want hy het nie 'n idee wat hy doen nie. Hy het nie 'n idee wat hy doen nie. En dis daai momente in ons lewens, wat ek en jy kan sê, ek het 'n ontsaglike behoefte aan genade en vergifnis. Want eintlik indirek doen ons dit aan hom. Want daar is so 'n spreekwoordjie in die kerklike gange wat rondloop en sê, ek weet nie of dit waar is of nie waar is nie, ek wil vanmôre sê, ek dink dis 'n spreekwoord wat rondloop wat sê, elke keer wanneer ek en jy sonde doen, dan kruisig ons eintlik vir Jesus weer. Dit loop rond en dit word gesê, en ek wil vanmôre vir jou sê, nee, ek glo nie daaraan nie, want Christus is gekruisig vir my sonde, vir joune, vir tyd en ewigheid. Ons moet net dit wat hy gedoen het, vat. Maar hy spreekwoord wil eintlik sê, dat weet jy, somtyds doen ek en jy as kinders van die Here, ook doodgewoon bewustelik, sonde. Misken ons hom, kruisig ons hom, veroordeel ons hom met grond van dit wat ons doen. En dan sê hy, Vader, vergewe hom of haar, want hulle het nie idee wat hulle doen nie. So met dit in gedagte, kom ons luister na Amazing Grace, dan gaan ek 'n bietjie aan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace
grace that led me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. Oh, He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. There Nou die kinders kan maar gaan. Ek dink baie keer as 'n mens hierdie lied luister, dan hoef 'n mens eintlik niks te sê nie. Maar as 'n mens in ons kerklike tradisie, is daar 'n baie goeie ding wat ons doen. En die baie goeie ding wat ons doen is om van 7 weke voor Paasnaweek te begin om onsself voor te berei vir Goeie Vrydag en Paasondag. En dan 7 weke tyd, en in daai 7 weke met ons fokus, in daai 7 weke maak ons onsself gereed, dis 49 dae, maak ons onsself gereed om hierdie gebeurtenis te vier. En ons vier nie 'n dood nie, ons vier eintlik genade en vergifnis. As ons deur Paasfees sou gaan, en ons gaan op vakansie, en ons gaan op verlof, en ons is nie daar nie, en ons is nie in 'n kerk nie, en ons is iewerste, en ons staan die Vrydagmôre op, ons maak die lekkerste ontbyt, en ons eet die lekkerste ding, ons gryp ons handdoeke, en ons gaan strand toe, of ons gryp ons 4x4's, en ons gaan ry in die veld, en ons weet van Vrydag, en ons doen niks aan Vrydag nie, en ons weet van Sondag, en ons doen niks aan Sondag nie, gaan Jesus na sy Vader toe draai, dalk, sy Vader vergewe hulle. Hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Vader vergewe hulle, want hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Jy sien broer en suster, die hart van alles. Iemand stuur my noudag 'n aanhaling wat Spurgeon gesê het, as ons nie in 'n erediens verwys na die kruis nie, as ons nie in 'n erediens verwys na die opstanding, as ons nie in 'n erediens verwys na Christus en dit wat hy gedoen het nie, is ons die lag van hel vir daai Sondag. En daar's soveel Christene wat vandag deur Paasfees gaan
Omdat dit so sekulêr geword het. Dat ons vergeet waaroor gaan dit. En dan is hierdie woorde wat Jesus gesê het, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, word een van sy 7 kruiswoorde. En dan resoneer, of dan soos 'n klip wat jy in 'n dam gooi, en oor al die eeue, kring daai kringe net uit, en kring hy kringe net uit, en word dit net groter, want sal Jesus vandag nog steeds sê, vir die wêreld waarin ons vandag lewe, Vader vergewe hulle, hy sit langs die troon, hy sit langs sy Vader, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek kan nie begryp en verstaan, ek persoonlik, ekskuus oor die enkel persoon alleen, maar ek wil dit probeer sê, so, ek kan nie glo en verstaan, dat mense die genade en die vergifnis van ons hemelse Vader verwerp, vir 'n ander godsdiens, vir 'n ander geloof, waar jy moet probeer om dit te maak nie. Ons maak dit nie, mense, ons maak dit nie, ons maak dit nie in die kerk nie, ons maak dit nie buite die kerk nie. Ons maak dit nie. Jy sal dit nie maak nie, ek sal dit nie maak nie. Niemand kan dit maak nie. Maar die grootste, wonderlikste, amazingste ervaring en belewenis is Goeie Vrydag en Paasondag, waar God se vinger dit van die mensdom raak, en hy bied dit aan, gratis en verniet. Al wat hy glo is dat jy moet dit glo, en al wat hy daarna vra is dat jy moet dit herdenk. Jy moet elke keer wanneer jy nagmaal gebruik, en dit doen ons op Goeie Vrydag, wanneer jy nagmaal gebruik, moet jy dit herdenk, dit wat Christus kom doen het. Want daai woorde, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, is van my en jou net so waar. Ons is die nasate van daai mense daar, die nasate van die ouens in Europa, die nasate van ons voorouers, mense wat nie geglo het nie, mense wat klipharde heidene was, mense wat eers aanvanklik die evangelie moes hoor, en dit was ons voorouers, klipharde heidene. Want hulle was nie daar by die kruis nie, hulle moes dit hoor. En dan het hy tot inkeer gekom. So hierdie woorde, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, resoneer vandag ook na my en na jou. Ons is ook 'n John Newton, ons het net nie Amazing Grace geskrywe nie. Ek het vir julle laas keer gesê, toe ek hier was, ons het verhale, ons het stories. Almal van ons het verhale en stories. En ons het verhale en stories wat ons baie keer lynreg, teenoor dit wat God van ons vra en verwag opgetree het, en gedoen het en gemaak het, lynreg. En dan hoor ek hierdie woorde, Vader vergewe hom, vergewe haar, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie wat hulle doen nie. Christus het ook vir my gesterf en vir jou broer en suster. In hierdie tyd waarin ons lewe, en tyd dat ek en jy 'n keuse en 'n besluit gemaak het om hom te dien en te volg, ook vir my en jou sonde, ook vir my en jou, ons verstaan en begryp en weet nie wat ons doen nie. En dit is die impak van hierdie storie vir my van John Newton. Wat John Newton gesê het, baie ervaring in sy lewe gehad, maar daar's een ding wat hom deurtrek, en dis genade. En dit is Jesus se woorde, sy eerste woorde, is genadewoorde. Sy eerste woorde is vergifniswoorde. Genadewoorde, vergifniswoorde. As ons deur hierdie kruiswoorde gaan werk, en julle gaan in hierdie tyd dit hoor, die een na die ander, dan wil ek vanmôre begin deur te sê, omdat dit kenmerkend is, en omdat dit die hart is, en omdat dit die fondasie is, en omdat dit alles is van Goeie Vrydag, en van Paasondag, vorm dit by wyse van Spreuke die hart van die kerk. Ons is 'n genade-instansie. Dis wat ons is. Ons is 'n vergifnisinstansie. Ons dryf handel in grace, in genade en vergifnis. Dit is ons DNA. Dit is wie ons Here is. Dis in wie se voetspore ons loop. En daarom kom ons baie keer in die samelewing daar buite, in die wêreld daar buite, kom ons baie keer lynreg in botsing met wat daar gebeur. Ons kom lynreg in botsing met wat daar gebeur. En kom ek gee vir jou 'n voorbeeld.
En dit is 'n werklike voorbeeld, maar dit is nie in Leidenburg nie, dit is op 'n ander plek. Dit is 'n man wat sy kar klaar betaal het, op een paaiement na. Op een paaiement na, het hy sy motor klaar betaal. En daai maand, gebeur daar iets in daai man en gesin se lewe, en hy betaal nie sy laaste paaiement nie. Wat dink julle? Wat 'n brief het hy gekry van die bank? Wat dink julle? Meneer, ons gaan jou kar kom konfiskeer, want jy het nie jou paaiement betaal nie. Van 60 paaimente, wat al 'n pakkets het klomp rente gekry het, wil hulle sy kar kom vat, omdat hy sy laaste paaiement nie betaal het nie. Ek is bank toe, wat Louis is bank toe. Ek sê ek wil die bankbestuurder sien. Want jy sien, dit is alles behalwe genade-instansie, dit is 'n geldinstansie. Maar alles in my kom in opstand en in weerstand daarmee. Ons as kerk het sy laaste paaiement betaal. Ek het net vir die kerkraad gesê, ons betaal sy laaste paaiement. En ek sal waaragtig, solank as wat ek lewe, sukkel om 'n lidmaat te word van daai bank. Okay, by wyse van spreke. Ek sal sukkel. Ek is nie daar nie, en ek sal sukkel, sou ek moes. Want jy sien, ons is 'n genade-instansie. Dis wie ons is. En ek weet niks van Leidenburg Suid af nie. Ek ken nie julle stories nie, ek ken nie julle verhale nie. Ek weet nie julle mense hanteer nie, ek weet nie wat julle met mense doen wat in die kerk is nie. Ek weet nie wat julle doen daar buite nie, ek weet nie hoe julle lewe nie. Maar dit wat ons anders maak teenoor ons kinders, wat ons anders maak teenoor 'n kind wat dwelms gebruik, as 'n ou van die wêreld wie se kind dwelms gebruik, is ons genade fondasie. Dis wat dit anders maak. Ek het laas keer gesê, 'n ouer kan mos nie vir 'n kind nie wil vergewe nie. Jy bly jou ma en pa se kind, dan maak jy hoe droog. En dis die instansie waarvan ons deel is, want dit is die bakermat van Goeie Vrydag. Dit is die sentrum van daai naweek. En daarom wanneer ek en jy by Goeie Vrydag kom en ons kom by Paasondag, is dit 'n moment wat ons nie moet laat verbygaan nie. En ek wil julle vanmôre aanmoedig om te sê, as julle iewers daar is op Paasnaweek en julle is iewers elders op daai Sondag, breek 'n broodjie, lees daai stukkie in die Bybel en hou nagmaal saam met jou kinders en saam met jou vrou en saam met jou man en saam met jou familie. Moenie skaam wees om dit te doen. Waarom is ons skaam? Vat jou Bybel en lees daai stukkie, gaan voor die tyd, gaan soek 'n stukkie wat jy kan lees en sorg dat jy op daai môre die genade storie en die vergifnis storie van die kruis lees en dit vier deur brood te eet en wyn te drink. As jy nie wyn drink nie, drink enigiets wat jy daar het. Want dit is wie ons is. En daarom, broer en suster, is dit wie ons is. Ons het almal sulke genade momente. Ons het almal sulke vergifnisverhale en vergifnisstories. Dis nie net Goeie Vrydag nie. Ek wil julle vanmôre sommer net so 1 of 2 of 3 kort verhale vertel. En as ek hierdie verhaal vir jou noem vanmôre, dan wil ek hê dat jy moet so 'n bietjie van die kruis af weg beweeg. Jy moet so 'n bietjie in die menslikheid van hierdie verhale gaan kyk. En dan moet jy so 'n bietjie vanmôre gaan kyk na jou eie storie. Jou eie storie, jou eie verhaal. Daar waar jy weet, jy soos John Newton wou sê, amazing grace that saved, 'n stukkie gemors soos ek. 'n stukkie gemors soos ek. Ek dink aan Josef se broers, wat 'n tipe geword het van Christus se woorde aan die kruis. Vader, vergewe hulle. Sy broers was so bang, daar gaan iets met hulle gebeur. Toe sê Josef vir hulle, hy kon presies daai selfde woorde gebruik het. Weet jy, ek vergewe julle, want julle het nie idee wat julle doen nie. Maar kom ek vertel julle, God het al hierdie dinge so beskik en so laat gebeur. Alles so laat beskik en gebeur, sodat ek die onderkoning kon word van Egipte, sodat ek in tye van hongersnood vir julle, ook daar in Israel, kon kos gee. Die stamvaders.
Maar ek vergewe julle, want julle het nie 'n idee gehad wat julle doen nie. Selfs is vir my en jou waar. Selfs is van ons waar. Petrus, wat Jesus weer herstel nadat hy hom verraai het, is 'n vergifnisverhaal, is 'n genadeverhaal. Vader, vergewe hierdie man Petrus, hy het nie 'n idee gehad wat hy doen nie. Petrus wat saam met Jesus gereis het, Petrus wat saam met Jesus geloop het. Vader, vergewe hom, want hy het nie 'n idee gehad wat hy doen nie. En hy doen dit. Hy vergewe hom. Hy vergewe hom. Hy vergewe hom en hy herstel hom weer. En hy plaas hom in 'n posisie wat hy die leier was van die kerk. Ons is 'n genade-instansie. Ons is 'n vergifnisinstansie. Wat maak ons daarmee? Ek wil jou vanmôre uitdaag om vir jou te sê, wat maak ons daarmee? Ons wat die kerk is, ons wat die bakermat is, wat die fondasie moet vorm van dit wat aan die kruis gebeur het. Wat maak ons daarmee? Sou ons vir Petrus weer aangestel het as die hoof van die kerk? Of sou ons hom onder sensuur gesit het vir 'n paar maande, dalk vir 'n jaar, en dan vir Petrus gesê het, kom sien eers die ander apostels, sien of jy dit maak. Want weet jy broer en suster, soms sal die Heilige Gees vir my en jou vra, het jy dit gedoen? Ja. Het jy daai stupid besluit geneem? Ja. Het jy daai onnoosel besluit geneem om te doen wat jy nou gedoen het? Ja. Is jy lief vir Jesus? Ja, jy weet mos ek is. Is jy seker jy is lief vir Jesus? Ja, ek is lief vir Jesus. Maar het jy daai verkeerde besluit geneem? Ja, ek het, Petrus. Maar ons is baie keer skraps met genade. Ons is skraps met vergifnis, terwyl dit eintlik die ruggraat vorm van wie ons is. Want Goeie Vrydag en Paasondag is die ruggraat van die kerk. Die ruggraat van die Christelike geloof, dis wat dit is. Kom ek vertel jou van Paulus. Christene doodgemaak en vervolg. Jesus top hom op die pad na Damaskus. Wie is u, Here? Ek is iemand jy vervolg. Paulus kom radikaal tot bekering. En wat doen Jesus? Hy gebruik hom. Hy sê, jy gaan swaar kry, terwille van my. Hy word die grootste evangelis in die vroeë kerk. Die meeste van sy boeke is in die Nuwe Testament opgeneem, of die meeste boeke in die Nuwe Testament is syne. Dawid. Ons love hierdie Dawid storie. Dawid is die enigste ou wat al op die dak rondgeloop het nie. Verseker nie. Daar's al 'n klomp mense wat op die dak rondgeloop het, van Dawid se tyd af na nou toe. Klomp Christene wat al op die dak rondgeloop het van Dawid se tyd tot nou toe. Dit is 'n vergifnisverhaal. Dit is 'n genadeverhaal. Wat toe Dawid sê, ek is die man, ek het droog gemaak, toe sê die Here, verseker geen gevolge dra, maar jy bly my hartepunt, jy bly die koning van Israel. En dis wie hy is. Thomas, met sy ongeloof, die siek man, die bad in die huis, die bed in die huis, jou sondes is vergewe. Wat is makliker, sê Jesus, om dit te doen, as om dit te sê? Daarom, broer en suster, ek sou net vandag sê, hierdie is voorbeelde in die Bybel. En ek wil vanmôre vir my en vir jou in hy selfe storie insit en sê, wat is ons verhaal? Wat is ons storie? Party van ons, as ons die geleentheid sou kry, nie, het ook sulke John Newton stories. Party van ons het nie John Newton stories, party van ons het sommer 'n Dawid storie, of 'n Josef storie, of 'n Petrus storie, waar ons die Here verloon het. Nie opgestaan het vir dit wat ons glo nie. Goeie Vrydag, Paasondag, eerste kruiswoord, is 'n genade moment. Dit lei die gebeurtenis, die ervaring in, van dit wat die volgende 2-3 dae sou gebeur het, op Paasnaweek. Ek wil nou die hele ding net omdraai. Okay? Ek wil die hele ding nou net omdraai en sê, ons het almal maar mense in ons lewens wat goed is aan ons doen.
wat ons ook moet sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons kinders, broer en suster, ons kinders. As jy vanmôre hier moet staan en jy moet 'n storie vertel oor hulle en nou het ek die voorreg om vanmôre hier te staan om te sê, my kinders het al goed gedoen en my diep seer gemaak. En dan moet ek sê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. 'n Kind besef nie wat hy doen aan 'n ouer hart. 'n Kind besef dit nie. Ek weet nie wanneer hulle dit besef nie, hulle praat van op 24 of 26, ontwikkel hulle hierdie voorste lob van hulle, wat hulle hierdie goed begin verstaan, want my kinders was ouer as dit toe hulle droog gemaak het. So ek hoop hulle lob het ontwikkel intussen. Hulle verstaan nie, hulle weet nie wat se pyn hulle jou veroorsaak nie. En wat is 'n ouer? Wat is 'n ouer? As jy nie hierdie woorde van Jesus kan uitsteek na jou kinders toe om te sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons kinders lewe van genade momente. Ons kinders lewe van vergifnis momente, maar daar's mense in ons lewens wat ons verinneweer het, as ek dit so kan stel. Wat goed is aan jou gedoen het, wat jou ontstel het en jou geskok het, en wat aan jou gekrap het, en wat merke in jou lewe gelaat het. Wat ons die genade van moet weerhou nie. Ons moet die genade van hulle weerhou nie. Ons moet hulle nie onder die wet hou nie. Want die Here Jesus is ons voorbeeld op hierdie onbeskryflike dag. Kom wys hy vir ons, wat staan ons te doen? Wanneer dit voel iemand het jou gekruisig, wanneer dit voel iemand het jou opgehang, wanneer dit voel iemand het jou so te nagekom dat jy nie weet of jy weer daarvan gaan herstel nie. En dit gebeur. En wanneer dit gebeur het, ewe skielik, betree ons dan die genade domein. En dan moet ek wees wat Christus wil hê ek moet wees. So aan die een kant moet ek dit ontvang, want ek is daai persoon. Vader, vergewe vir Louis, want hy weet nie wat hy doen nie. Hoe lank het dit Heilige Gees vat om jou by die punt te bring waar jy Christus aangeneem het? Hoe lank? En elke keer moet Jesus sê, Vader, vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie. En dan ruil ons dit om. Dan sê ons, net soos wat ek dit moet ontvang, net so moet ek dit uitdeel. Soos wat ek dit ontvang, so moet ek dit uitdeel. En ek wil vanmôre vir jou vra, is daar 'n genade domein, is daar 'n genade moment wat iemand op wag vir jou? Is daar 'n vergifniswoord wat iemand wag vir jou? Is daar 'n genade moment vanmôre wat jy wag vir iemand? En daai iemand is ook in die kerk. Daai iemand is ook deel van die Christelike geloof. Maar jy wag op daai genade moment. Jy wens daai persoon wil net sy hand na jou toe uitsteek. Is daar so ietsie? Of is daar iemand vir wie jy dit terughou? Vir wie jy dit moet gaan gee? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan ek jou vanmôre verras om te sê, die Jode het presies gedink hulle weet wat hulle doen. En die Romeine het presies geweet wat hulle doen, want kruisiging was vir hulle alledaags. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor daai dieper lyn. Hulle verstaan nie, hulle begryp nie. En net so is dit by my en jou, broer en suster, mense daar binne, hier binne, daar buite, ek en jy hier binne of daar buite, het ook behoefte aan sulke, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat is jou storie vanmôre? Wat is jou verhaal? Wat is myne wat hier staan? Is Leidenburg Suid se fondasie? Is julle 'n genade kerk? Is julle 'n genade gemeente? Is julle 'n vergifnis kerk? Is julle 'n vergifnis gemeente? Is julle mense wat 'n hand kan uitsteek, kan sê ek vergewe jou, en waarskynlik op daai oomblik het jy nie geweet wat jy doen nie. Dis die woorde wat ek graag in my lewe wil hoor.
Anders sal ek dit nie maak nie. Nie by hom daarbo nie, by Jesus nie, by die Vader nie, ook nie by jou nie. Want jy sien broer en suster, as ons dit nie vat nie, of ons gee dit nie, maak ons dit nie by ander nie. Ons sal dit ook nie by die Vader maak nie, want ons het net Christus wat ons kan voorhou. So ek nooi jou uit in hierdie volgende klompie weke, berei jou hart voor vir 'n groot gebeurtenis, eerste naweek in April. En waar jy in hierdie tyd, hierdie Jesus woorde kan hoor, jou eie kan maak, en dit ook gaan uitdeel daar buite. Kan ons dit gaan uitdeel. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vanmôre vir hierdie genade boodskap. Ons dankie vir dit wat Christus kom doen het. Dankie dat hy vir ons sondes betaal het, dat hy dit volbring het, dat dit afgehandel is en klaar is. Ons as die volgelinge, ons as die kinders, is maar party daar net so bietjie uit die voetspore uit, so bietjie uit lyn, so bietjie snoep met die genade wat ons eintlik ontvang het, so bietjie snoep met vergifnis. Ons staan partykeer bakkant om dit te ontvang, by u en by ander. Vergewe ons dit vanmôre. As ons hierdie liedjie ook gaan sing, wat sê, ek wat vergifnis ontvang het, Here, ek wat genade ontvang het, sing dankbaar hierdie verlossingslied. Mag dit so waar wees van ons elkeen. Bid dit vanmôre, ek spreek dit vanmôre, hoe Leidenburg Suid gemeente. Here, mag dit soos 'n tatoeëermerk ingegraveer wees in hulle fondasie, in hulle gebou, in hoe hulle kerk is in hierdie dorp. Want dis wie u was, dis wie u is tot vandag toe nog. Ons dankie vanmôre daarvoor. Ons bid dit vir jou. Ek weet nie of jy vanmôre sukkel met iemand of iets, of dat jy dalk iets gedoen het en jy sukkel om dit wat God vir jou gee, sy vergifnis, sy genade, jy sukkel om dit te vat. Bid vanmôre vir jou, dat jy dit sommer net sal vat en jou hart sal bære, want so lief het God jou, dat hy sy seun gestuur het. En omdat jy in hom glo, is jy sy eiendom, jy is syne. En hy vergewe jou. En hy herstel jou. En hy loop saam met jou. En hy wil hê jy moet dit doen ook met ander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.